die Here. Hemelse Vader, dis voorware voorreg om vanoggend hier in U huis teenwoordig te kan wees, om saam met medegelowiges, Here, U te aanbid. En ons harte is vanoggend so bly en dankbaar, Here, saam met die kinders, wat ook vanoggend die erkenning gekry het vir hulle getroue diens en getrouheid ook in die Sondagskool. Here, en pleit ons dat U daardie kennis wat hulle so opdoen, in hulle harte sal vasmaak. Want U woord leer ons, Here, dat U kan net werk op kennis. En die versameling van hierdie kennis sal hulle daarby baat om die dag as ons Here Jesus Christus deur sy Gees roep, hulle op U roepstem kan antwoord. En dankie, Here, is vir my so wonderlik vanoggend toe ek hierdie klomp kindergesiggies sien, dat hierdie gemeente so geseënd is. Daar is baie gemeentes, Here, wat smag na so 'n Sondagskool, soveel getalle. En ek wil net vanoggend vir U kom dankie sê en saam met die gemeente dankie sê, dat U ook hier so dit in die harte werk van ouers en kinders, om getrou te wees ook in die belofte wat hulle voor U gemaak het. Here, en dan wil ons vanoggend kom, dink aan hulle wat siek is, vir hulle wat in 'n nuwe fase van hulle lewe in beweging. Weet ons, die prediker skryf vir ons, daar's 'n tyd vir alles. En pleit ons dat U die krag sal gee, vir elke alles wat oor ons lewenspad kom. En dat U ook in dit alles verheerlik word. Dis nou ons gebed, Here, dat U sal spreek, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik voor U aangesig wees, o Here, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir U en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi U om die woord van God oop te maak by Lukas, die 12de hoofstuk, Lukas hoofstuk 12. Ons gaan daar vanaf vers 1 lees, Lukas hoofstuk 12. Ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, ek gaan hier en daar 'n paar verse uitlaat, maar ons gaan lees tot en met vers 34. Lukas, die 12de hoofstuk. Ek lees vir ons. Toe duisende van die skare ondertussen saamkom, sodat hulle mekaar vertrap het, begin hy aan sy disippels te sê, pas veral op vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is geveinsdheid. En daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word. En ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Word 5 mossies nie vir 2 stuiwers verkoop nie, en nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as mossies. En ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. Maar hy wat my verloon voor mense, sal verloon word voor die engele van God. En elkeen wat 'n woord teen die seun van die mens sal spreek, dit sal hom vergewe word.
maar vir hom wat gelaster het teen die Heilige Gees, sal dit nie vergewe word nie. En wanneer hulle heel sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle heel nie kwel oor hoe of waarmee julle heel sal verdedig of wat julle sal sê nie. Want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. Dan wil ek ook net daar vers 15 en 16 lees. En ek sê vir julle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, dis geldgierigheid. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, en hy vertel daar 'n gelykenis van 'n ryk man, wat baie besittings gehad het, en nog skure gebou het, en gedink het, nou gaan hy lang en lekker lewe. En dan sê vers 19, van hierdie ryk man, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sal dit wees? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. En hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. En dan wil ek daar vanaf vers 29 verder lees. Julle moet ook nie soek, wat julle sal eet, of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het, maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kuddietjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoses. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Tot sover uit die onfeilbare woord van God. Ons tekste van oordenking vind ons daar in verse 5 en 34. Vers 5 sê, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat, nadat hy hooflettery doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. En dan vers 34, want waar julle skat is, daar sal jou hart ook wees. En ek wil vanoggend met u praat onder die tema klein geld vir Jesus. Klein geld vir Jesus. Nou as klein seentjie het my ouers my gereeld sonnaarskool toe gestuur, kerk toe gevat. En ek kan nog onthou, elke Saterdag aand voor ons kerk toe gaan of sonnaarskool toe gaan, dan kry ons sonnaarskool geldjie en ons kerkgeldjie. Ons klein kind, ons was vier kinders, die kleiner die wat nog in die grade was, het of 'n 1 sent of 'n 2 sent gekry vir sonnaarskool en vir kerk 'n 5 sent. En die ouer boetie en sussie het vir sonnaarskool 'n 5 sent gekry en vir kerk 'n 10 sent. Net om vir u te verduidelik, in daardie jare, ek weet nie of die kinders nog eens weet nie, het jy 'n bronsgeldjie gekry, 'n half sent, 'n 1 sent en 'n 2 sent. En die silwergeldjies was 'n 5 sent, 'n 10 sent, 'n 20 sent en die grootste was 'n 50 sent. Dan het jy ook note gekry. 'n 1 rand noot, 2 rand noot, 'n 10 rand noot en 'n grootste was 'n 20 rand noot. Die 5 rand note en die 50s en die 100s en die 200s was nog nie daar nie. Dit was 1975. En dit om 'n bietjie perspektief te gee, daar het jy vir 'n chappie betaal 'n half sent. Ja. En as my ouers nou vir ons hierdie geldjies uitgehaal het vir sonnaarskool en kerk,
dat hulle nooit oopgemaak daar by die note nie, van die beursie nie, nee. Hulle het gegaan na hierdie klein geldsakkie toe, en daaruit het hulle vir ons die kerkgeld en die sonnaskoolgeld gehaal. Sonder dat my ouers dit weet, en my ouers was op daai stadium ook nog ongered, het my ouers my geleer, dat klein geld vir Jesus is oukei. En dit is nie. Nou in ons geleesde gedeelte, versamel daar 'n skare van duisende, sê vers 1 daar om Jesus. Jesus wend hom dan na sy disippels, en leer hy hulle voor hierdie skare, wat staan en luister, 'n paar belangrike lesse. Hulle moet pas op, om nie die slegte gewoontes, die suurdeeg van die fariseërs aan te leer nie, want dit is geveinsdheid. Nou, geveinsdheid beteken om 'n lewe te leef van voorgee. Jy's 'n hypocriet, sê die Engelsman. Jy maak net, jy gee net voor. Hulle dien God nie met hulle hart nie, maar met hulle mond. Hulle lewe 'n voorgee lewe vir mense, maar daar waar hulle alleen is, daar kom hulle ware kleure na vore. Daarom dat Jesus die opmerking maak, dat niks bedek voor God is, wat nie openbaar gemaak sal word nie. Jy kan nie in jou maatjie se oor fluister, sonder dat God nie daarvan weet nie. Jy kan nie skinder van iemand anders, sonder dat God nie daarvan weet nie. Nou in ons teks van oordenking stel Jesus dan ook dit baie duidelik. Julle moet hom vrees wat die liggaam kan doodmaak en jou siel in die hel kan werp. Moenie hulle vrees wat net die liggaam kan skade doen en niks verder nie, maar vrees God. Nou hierdie vrees, kinders, beteken nie om vir iemand bang te wees nie. Hierdie vrees beteken om vir iemand 'n geweldige ontzag, 'n respek, 'n eerbied te hê. Om iemand te vrees, nie omdat jy bang is vir hom nie, maar uit eer vir wie hy is. In vers 34 som Jesus dit dan baie mooi op, want waar julle skat is, daar sal jou hart ook wees. Jou gehoorsaamheid bepaal wie jy vrees, vir wie jy ontzag het. Is jy gehoorsaam aan jou eie reëls of aan die van God? Want dit bepaal of jy jouself of ander meer eer, meer respekteer as wat jy God respekteer. Nou vriende, hierdie waarskuwing kom ook na ons toe vanoggend. Hierdie waarskuwing wat Jesus rig aan sy disippels, kom ook na ons toe vandag. Moenie skatte vergader waar mot en roes dit kan verniel nie, maar wees ryk in God, sê vers 21. Wees aan God gehoorsaam, want jy moet God bo almal eer. God het behaag in gehoorsaamheid aan hom meer as in enigiets anders. Samuel kom by koning Saul, net nadat koning Saul hom die mag aangematig het van 'n priester en hy die offers aan God gebring het, kom Samuel by hom aan en hy sien wat gebeur het en dan vra Samuel vir koning Saul in 1 Samuel 15 vers 22. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? En dan antwoord hy, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. En dan noem Samuel aan koning Saul, net in die volgende vers, die redes. 1 Samuel 15 vers 23, want wederstrewigheid, dit is om teen God se wet te stry, om gekant te wees teen God se wette. Wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery. Wat is waarsêery? Waarsêery is om jou iets aan te matig wat jy nie kan doen nie.
Niemand kan waar sê, ons kan raak raai, dis moontlik. Maar waar sê hy, net God ken die toekoms. Dan gaan Samuel voort en hy sê, en eie sinnigheid beteken om jou wil te stel bo die van God, is afgoderry en beeldediens, is asof jy 'n ander God aanbid. So waarsku Paulus ook in Romeine 6 vers 16, weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegt, as 'n slaaf, tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Wie jy aan gehoorsaam is, erken jy as die meester in jou lewe. Uit ons geleesde gedeelte sien ons 3 area van gehoorsaamheid wat God bepaal. Wat bepaal of ons ook God vrees. Die hoogste agting en eer toon aan God. Al dan die, en ek noem dit die 3 G's. Getuienis, gebed en geld. Hierdie 3 areas is moontlik die mees meetbare om te bepaal of jy gehoorsaam is aan God al dan nie. Hierdie gehoorsaamheid het 'n invloed op jou geestelike lewe, hoe gehoorsaam jy aan God leef, maar dit het ook 'n direkte invloed op die finansies van 'n kerk of van 'n gemeente. Ek gaan nou vir u God se wiskunde verduidelik. Nou elke Paasnaweek en telkens met elke nagmaal wat ons vier, dink ons aan dit wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. God het 'n duur prys betaal om my en jou los te koop van die sonde en die dood. In ons geleesde gedeelte vers 7 wys Jesus daarop dat al die hare van ons hoof getel is, omdat sy disippels, sy kinders, vir God kosbaar is, en dat sy kinders vir hom meer werd is as baie mossies. Nou die Here partykeer min telwerk, soos by my, maar dit maak my nie minder geliefd by God nie. Jesaja beskryf dit soos volg in Jesaja 43 vers 3 en 4. Daar staan, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik, met ander woorde kosbaar is, waardevol is, in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Petrus noem dit soos volg in 1 Petrus 1 vers 8. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. As ons kyk na die prys wat God vir ons betaal het, vra jouself dan die vraag, dank ons God met ons lewe deur aan hom die kleingeld aan te bied van ons lewens, of eer vrees ons God vir wie hy is? Kom ons gaan kyk of jou gehoorsaamheid in die volgende 3 areas bepaal of jy nog kleingeld aan God bied met jou lewe, of spreek jou lewe van 'n vrees, 'n eer, 'n respek vir God en die Here Jesus Christus vir wat hy vir ons gedoen het en ons dankbaarheid daarvoor.
In die eerste plek, bied jy nog kleingeld aan Jesus as dit kom by jou getuienis oor wat Jesus vir jou gedoen het. Vers 8 en vers 9. En ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. In Matteus 28 vers 19 vind ons Jesus 'n groot opdrag aan sy disippels van daardie tyd, sy kerk en sy kinders. Daar staan, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan dan heen, maak disippels. Maar hy beloof ook sy disippels, sy kerk, sy kinders, dat hy hulle in hierdie groot opdrag sal help. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Let op die julle sal my getuies wees. Dit is nie 'n keuse nie, dit is nie 'n vraag nie. Dit is 'n noodwendige uitvloeisel van jou redding. My broer en my suster, dit is 'n opdrag van God. En as jy nie sy getuie is nie, is die kans goed dat jy nog nie gered is nie. Hier is 'n opdrag van God, van Jesus aan sy disippels, sy kerk, sy kinders, en verwag God van ons om aan hierdie opdrag getrou te wees. Sonder die uitvoering van hierdie opdrag het die kerk, waarvan ek en u 'n lid is, geen bestaansreg nie. Dis hoekom Jesus sy kerk in die lewe geroep het. Gaan heen, maak disippels. Ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag het egter die gevolg dat die kerk sy impak op die samelewing en die wêreld verloor. Kla ons nie baie dat ons kerk flou geword het, min impak het. Hoekom? Want ons sit en ons wag, ons doen niks. Vriende, om ongehoorsaam te wees aan God se opdrag dat jy vir hom moet gaan getuig, is om vir God te sê, klein geld vir Jesus. Moenie van my verwag om te getuig van U nie, Jesus, ek is skaam. Nee, my vriend, my vriendin, jy's nie skaam nie, jy's ongehoorsaam. Moenie van my verwag om te getuig nie, Jesus. Want ek weet nie hoe nie. Vriende, dan maak jy God tot 'n leenaar. U sê vir hom, hy het gelieg in Handelinge 1 vers 8. En julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek kan nie getuig van Jesus voor ander nie. Wel, dan gaan Jesus hom skaam oor jou voor God en sy engele, sê vers 9. Hy wat my verloon voor mense, sal verloon word voor die engele van God. Verloon beteken om Jesus te ontken voor ander, om nie te getuig, te erken dat Jesus die Christus is nie, dat Jesus jou verlosser is nie. Wanneer jy Jesus Christus verloon voor ander, sal hy jou verloon voor God, die Vader en die engele.
Hy sal jou nie erken as sy kind nie. Want as jy nie wil getuig van wat Christus vir jou in jou lewe gedoen het nie, is die kans so goed dat Christus dit nog nie vir jou gedoen het nie. Jy is nog nie gered nie. En vriende, omdat ons nie wil getuig nie, kom siele nie by die kruis uit nie. Om ongehoorsaam te wees aan hierdie opdrag kos die koninkryk van God siele. Maar om skaam te wees vir Jesus Christus as jou verlosser voor ander is om hom te verloon. Jy erken hom nie as jou saligmaker nie, want jy ken hom nog nie as jou saligmaker nie. Hoekom lyk so baie kerke se finansies beroerd? Omdat hulle nie getuig van Jesus Christus nie. Die kerk is nie meer vissers van mense nie, maar vissers van geld. Jesus leer Petrus, wat 'n visserman was, toe daar vir hom gevra word vir die tempelbelasting, sê hy vir Petrus, Petrus, gaan vang vis, neem die stater in sy bek en betaal die tempelbelasting daarmee. Petrus, as 'n gesoute visserman, sou redeneer, Here, ek sal die vis gaan vang en dit verkoop, en dan met die geld die tempelbelasting betaal. Maar Jesus leer vir Petrus, met hierdie voorbeeld, ek het klaar die visse met my bloed gekoop, bring jy hulle maar net in, en saam met hulle sal die geld kom. Moenie worry oor die geld nie, Petrus, gaan worry oor die visse wat moet inkom. Is ons deesdae so bekommerd oor die geld in ons kerk, dat ons vergeet van die visse wat moet inkom. Die tweede area, die tweede G in hierdie gedeelte waarvan ons kan meet of ons lewe net klein geld vir Jesus is ons gebed. Jou tye van gebed bepaal of jy net leef vir klein geld vir Jesus. Lukas 12 vers 11 sê, en 12 sê, en wanneer julle sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle nie kwel oor hoe of wanneer julle sal verdedig of wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. Die Heilige Gees, my vriend, my vriendin, sal jou te hulp kom. Nou, om in voeling met die Heilige Gees te leef, spruit voort uit 'n lewe van gebed. Romeine 8 vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Jesus is vir ons 'n voorbeeld dat ons gedurig moet bid en dat om te bid verg van jou inspanning. Dit is moeite. Jesus moes tyd maak om te bid. Lukas 6 vers 12 sê vir ons, en hy, dit is Jesus, het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in gebed tot God deurgebring. In Lukas 18 vertel Jesus 'n gelykenis en dan staan daar in Lukas 18 vers 1. En hy het aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En dan sluit hy hierdie gelykenis af in Lukas 18 vers 7 met die woorde, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie. In Handelinge lees ons van Stefanus,
Hy was die eerste martelaar, hy is gestenig vir sy geloof in Jesus Christus. En ons lees in Handelinge 6 vers 9, en daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die Libertyne opgestaan, en van die Sireneërs en die Alexandryne, en van die mense van Silesië en Asië, en hulle het met Stefanus gerede toos, dan sê vers 10, maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan. Paulus versoek die gemeente in Thessalonika, in 1 Thessaloniërs 5 vers 17, bid sonder ophou. Vriende, baie keer erken ons, dat God se arm net in beweging kom as ons bid, maar getuig ons tye van gebed, van ons ongeloof in hierdie stelling. Is dit nie so? As jy kyk na die tye, wat jy in gebed tot God verkeer, moet God dan maar tevrede wees met afskeeptyd. Klein geld vir Jesus as dit kom by my tye van gebed. Waarom dink jy, het jou bediening, jou impak wat jy op ander het, die werk wat jy vir Jesus Christus wil doen, so min invloed? Is dit nie dalk, omdat Jesus tevrede moet wees met die klein geld in jou gebedslewe nie? Mag ons lewe getuig, dat ons lewe soos die weduwee Anna. Ons lees van haar in Lukas 2 vers 36 en 37, daar staan, en daar was Anna, en sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien dag en nag. Hoe lyk jou tyd van gebed? Moet Christus maar tevrede wees met die klein geld? In die derde plek sien ons dat hoe jy jou geld hanteer, getuig of jy lewe net vir klein geld vir Jesus. Is my tiende net klein geld vir Jesus? Lukas 12 vers 15. En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. En dan vers 21, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Spreek jou tiende dat jy ryk is in God, om op God te vertrou en aan hom gehoorsaam te wees, of dat jy ryk is in jouself, op jou eie kragte en jou eie geld te vertrou en gehoorsaam te wees aan jouself. Om jou tiende te gee, is 'n opdrag wat God aan sy kinders gee van vroeg af. Abraham het dit in sy lewe toegepas. Ons lees daarvan in Genesis 14 vers 18 tot 20. So ook Jakob. In Genesis 28 vers 22 lees ons daarvan Jakob die volgende. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan. In Levitikus, dan kom die wet, gee God opdrag dat elke mens se tiende van sy inkomste aan God eenkant moet sit. Dit is heilig aan die Here. Levitikus 27 vers 30 tot 40, ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Maar as iemand van sy tiende iets wil los, die lossingsregs om het om te ruil of af te koop met iets anders, moet hy die 5de deel daarvan byvoeg. Jy mag nie minder gee nie, maar jy kan meer gee. Wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee en alles wat onder die herderstaf
deurgaan, die 10de moet aan die Here heilig wees. Dan verduidelik hy hierdie van die beeste en hy sê, hulle mag nie ondersoek of dit goed of sleg is nie, die bees, en dit nie omruil nie, maar as hulle dit tog omruil, moet dit in die geruile heilig wees, dit mag nie gelos word nie. Kom ek verduidelik vir u. As jy nou beeste of skape tel, jaag jy hulle gewoonlik so deur 'n drukgang en dan tel jy hulle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dis die Here sin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, nee, dis 'n kalfie. Ek kan nie die kalfie vir die Here gee nie. Ok, as jy dan in jou hart oortuig voel, die kalfie is te klein of te lelik, gee die kalfie en nog een. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dis my stoetbul. O Here, ek kan nie hom vir u gee nie. Dan sê die Here, vertrou op my. Vertrou op my. Gee voor die voet. Kyk mooi wat bepaal vers 33, jy moes nie bepaal of die diere gebrek het nie, maar jy moes voor die voet jou 10de gee. Jy kan nie minder gee nie, maar jy kan wel meer gee. Vriende, daar is 'n verpligting. 'n verpligte 10de wat ons moet gee, soos hierbo verduidelik. Maar daar is ook vrywillige offers, moenie die twee verwar nie. 'n vrywillige offer, dit is 'n deel meer as die 10des. Vrywillige offers is gemaak bo en behalwe die 10de wat God verplig. Deuteronomium 16 vers 10 staan, dan moet jy die fees van die weke hou vir die Here jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, na mate die Here jou God jou sal seën. Niemand is vrygestel van die gee van 10des nie. Selfs was die leviete en die priesters, jammer Dominee Harry, van ouds af nie eers vrygestel hiervan nie. Numeri 18 vers 26. Jy moet ook met die leviete spreek en aan hulle sê, as julle van die kinders van Israel die 10des neem wat ek aan julle van hulle as jul erfdeel gegee het, moet julle daarvan 'n offergawe aan die Here afgee, 'n 10de van die 10de. Gemeente, hierdie opdrag van God om jou 10de na sy skathuis te bring, het nog nie verval nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Kom ek verduidelik vir u. As ek my 10de moet gee, en ek sê, Here, R1000 is daarom baie. Ek sal dit gee, maar vat maar nou hier die R1000. Sê die Here in hierdie teksvers verduidelik Paulus vir ons, hy het 'n blymoedige gewer lief. Hou eerder jou R1000. God het nie jou geld nodig. Hy het jou hart nodig, hy het jou gesindheid nodig. Hy het 'n blymoedige gewer lief, want as jy teen jou beter wete, teen jou sin, teen jou hartservaring gee, hou dit eerder, want jy beroof hierdie gemeente en jouself van God se seën. Ons sien hieruit, as dit kom by die gee van 10des, kyk God na die gesindheid waarmee jy gee, eerder as die bedrag. Koning Salomo bevestig dit by die inwyding van die tempel. En as jy daar gaan lees, sal jy sien, Koning Salomo het talente goud geskenk vir die bou van die tempel. Dis tonne. Hy het duisende beeste gegee om geoffer te word vir die inwyding van die tempel. En dan skryf Salomo die volgende, en ek weet, my God, dat u die hart toets en behaag het in opregtheid. Ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee, en nou het ek met blydskap gesien, hoe u volk hier aanwesig vrywillig aan u gegee het. Vriende, jy kan nie God beïndruk met jou geld nie.
maar jy kan God beïndruk met jou gehoorsaamheid. As jy dink jy kan met jou 10de God beïndruk, wil ek jy daarna verwys, dat die koninkryk van God, die hemel, se strate, is van goud. Hoe kan jy 'n God alles geskape het, wat met die spreek van 'n woord selfs die goud geskep het, beïndruk om deur aan hom baie goud te gee? Maar jy kan hom beïndruk deur gehoorsaamheid. Daai weduwee, daar by die tempel, bring haar 2 oortjies. En wat sê Jesus? Wow, kyk hoe baie het sy gebring, want sy het 2 5-sente gebring. Nee, hy sê sy het meer gebring as almal, want hulle gee in hulle oorvloed, maar sy gee in die opregtheid van haar hart, omdat sy alles wat sy het vir God wou bring. Jy kan nie God beïndruk met jou geld nie, maar jy kan hom beïndruk met jou gehoorsaamheid. Maar moenie nou dit gebruik as 'n verskoning om God te roof nie. Want die Bybel leer ons ook, moenie God beroof met jou 10de nie. Maleagi 3 vers 8. Mag 'n mens God beroof, want julle beroof my. En julle sê, waarin het ons u beroof? In die 10des en die offergawe. Ok, die vraag vra, maar waarom moet ek nie God beroof? Behalwe dat hy God is, en hy gee vir my 10de nie. Want gehoorsaamheid in jou 10de hou 'n belofte van seën in. Maleagi 3 vers 10. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Broers en susters, ek verkondig nie prosperity nie. Ek verkondig gehoorsaamheid aan God. Bring die volle 10de, daai volle 10de in die Grieks, is 'n landbouterm wat sê, as ek 10 hektaar grond besit, bring die hele 10 hektaar se 10de na God toe. Moenie eens afsny, minder maak nie, bring die volle 10de, en dan gee ek dit vir wie ek wil, nee, na die skathuis, en bring dit vir jou gemeente. Dis hierdie kerkraad wat julle verkies het se verantwoordelikheid om daardie geld oordeelkundig te spandeer. Gebruik jy nog verskonings waarom jy nie jou volle 10de na God bring nie? Spreek die bedrag wat jy aan God gee, dat jy gehoorsaam is aan hom volgens sy opdrag oor 10des, of spreek dit van iemand wat verwag dat God met die kleingeld tevrede moet wees? Ek vat saam. As ons dink aan God wat God vir die mens gedoen het, deur ons te verlos en vry te koop van die sonde en die ewige dood, en die prys wat Jesus Christus aan die kruis betaal het, vir ons as mens, is ons baie dankbaar daaroor teenoor God. En baie keer sê ons is so bly vir wat God vir my gedoen het. Maar ons het vanoggend gesien, dat ons lewe soms getuig, dat ons soms van Jesus verwag, dat hy tevrede moet wees met die kleingeld in ons lewe. Kleingeld as dit kom vir hom, om vir hom te getuig teenoor ander. Kleingeld as dit kom by ons tye van gebed. Kleingeld as dit kom by ons finansies, ons 10de.
Ons ongehoorsaamheid aan hierdie opdragte van God dui aan dat ons God nie eer nie. Dit is ook grootliks die rede waarom ons in ons geestelike lewe verarm en die kerk soms finansiëel sukkel. Want siele kom nie by God se koninkryk uit nie, weens ons ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid daarom om vir hom te getuig, om voortdurend te bid en in die gee van ons volle tiende. Vriende, die woord van God het ons vandag kom leer, dat ons hom, dit is God, moet vrees, wat die liggaam kan doodmaak en jou siel in die hel kan werp. Hierdie vrees beteken om vir iemand 'n geweldige ontzag te hê, om iemand te vrees, nie omdat jy bang is vir hom nie, maar uit die eer vir wie God is. As jy kyk na hierdie 3 areas in jou lewe, wat spreek dit van jou vrees wat jy vir God het? Spreek jou gehoorsaamheid aan God se opdrag, om vir hom te getuig, om voortdurend te bid en jou tiende te gee, spreek dit vir vrees, vir eer van God, of onteer jy nog die heilige God in hierdie aspekte? Moenie God verag nie. Eer hom met jou hele hart. Wees gehoorsaam aan hom in die opdragte wat hy vir jou gee, want daarin vereer jy hom as jou God. Herinner jouself aan wat Jesus vir jou kom doen het, deur sy dood aan die kruis, en maak dit met als in jou die rede, om aan hom gehoorsaam te wees. Hou op om te lewe asof kleingeld vir Jesus genoeg is. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, U het vanoggend uit U woord vir ons duidelik kom wys, Here, dat U is 'n God wat van U kinders verwag om gehoorsaam te wees, want U het meer behaag in gehoorsaamheid, Here, as aan offers. Maar ons het ook vandag geleer, Here, dat ons getrou moet wees aan daardie opdragte wat die kern uitmaak van die kerk van Christus. Here, om getuies te wees vir ons Here Jesus Christus, en U sal ons die krag gee om dit te doen. Here, in hierdie hoofopdrag word die brandstof daarvoor vind ons in gebede. Ja, Here, soms erken ons, gebed bring die magtige arm van God in beweging, maar lewe ons nie so as jy kyk na gebedslewe nie. Kom help ons ongehoorsaamheid, ook as dit kom by die gee van tiendes. Here, dis 'n persoonlike vraag vir U. Ons gaan elkeen voor U persoonlik verantwoording doen van alles. En as ons U kinders is, Here, gaan ons loon ontvang al dan nie. Maar hulle wat U verloon, wat meen dat hulle U kinders is, sê die woord vanoggend vir ons, Here Jesus, sal U verloon voor God die Vader en sy engele, omdat hulle U nie geken het nie. Ag Here, ons kan maar net voor U kom stil word en smeek. Wees ons genadig, vergewe ons, Here, daar waar ons so ver tekort skiet. En sal U deur U Gees ons kom oortuig om gehoorsaam te lewe, want daarin eer ons U vir die God wie U is. Help ons hierin, o Gees van God, en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.